5, daar vanaf vers 1 tot en met vers 4. En jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, jou sal daar vir my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, in die dae van die ewigheid. Daarom sal hy hulle prys gee tot op die tyd dat 'n barende gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer. En hy sal optree en hulle laat wy in die sterkte van die Here, in die majesteit van die naam van die Here sy God. En hulle sal rustig woon, want nou sal hy groot wees tot aan die eindes van die aarde. En hy sal vrede wees. Wanneer Asser in ons land kom, en hy ons paleise wil betree, sal ons teenoor hom 7 herders stel, ja 8 vorse uit die mens tot sover. Soos jy ook kan hoor daar die eerste gedeelte van die 4de vers, eindig hierdie, of kan jy sê, die profetiese voorspelling, en dan begin dit hier in die direkte Here van die volk wat dit hoor. Ons fokus op die eerste 4 verse vanoggend, ons het saam gelees nou, en nou verenig ons saam in gebed, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons staan verwonderd vanoggend voor die grootheid en die goedheid, die hand van bewaring en beskerming, nie net vandag, gister en môre nie, maar ja, van geslag tot geslag, van ewigheid tot in ewigheid, bly U getrou, en dit sien ons. Ook waar ons die voorreg gehad het om hierdie week, hier in die kerk by mekaar te kon wees, om gestand te doen aan 'n gelofte wat ons gemaak het, waar ons as 'n volk ook die voorreg gehad het om te sien hoe U werk en U die geskiedenis verander, staan ons maar nederig voor U grootheid. Ons weet nie waardig om in die teenwoordigheid te mag wees nie, maar daarmee saam bely ons die groot genade, want die genade is vir ons genoeg en die liefde onvoorwaardelik. En daarom is ons in teenwoordigheid vanoggend en bly ons ook lewe. Dankie daarvoor, Here, dat ons hier by die kerk by mekaar kan kom, so aan die einde van 'n jaar, om ook aan U al die eer te gee en op U te fokus. En ook U naam groot te maak, is die naam bo alle name, U te verheerlik, U te prys en U te loof, en ook aan U te gee al die eer en die heerlikheid en die majesteit tot in alle ewigheid. Waar ons nou in die voortyd gehoor het, dat U vir ons vrede bring, bid ons dat ons ook dit sal beleef en ervaar vandag, en mag dit vir ons 'n fondasie word van ons eie persoonlike geloofslewens, waar ons ook opgewonde staan voor die waarborg, die seël wat U vir die kerk gegee het, daardie sakrament van die doop, staan ons kinderlik opgewonde om weer aan te hoor hierdie formulier waarby ons almal betrek word vanoggend as getuies. Ons bid, Here, dat die eer U sal toekom en dat U ook oor die eie eer sal waak hou. Baie dankie vir dit wat ons daar buite ook beleef in die skepping. Ons sien die volmaakte meester, die kunstenaar aan werk elke dag. Maak nie saak waarmee U in die skepping besig is nie. Geen mens, geen tegnologie of masjinerie sal naaste by dit kan wees en doen wat U is nie. En daarom weet ons, Here, dat selfs die mens in sy volheid met sy gawes en vermoëns en talente staan nie 'n kat se kans om selfs net in die skaduwee van U te staan nie. As dit nie vir U genade is nie, is daar vir ons geen hoop nie. Ons bid dat hierdie diens ook, Here, se doel sal wees om ook elkeen wat hier is te laat hoor wat die waarheid ook is, maar daarmee saam in hulle geloofslewe te groei, daardie weg van heiligmaking te gaan en geloofsvolwassenheid te bereik. Ons bid vir diegene wat siek is, diegene wat in moeilike omstandighede verkeer, diegene wat uitdagings die een na die ander het, mag U die een wees wat U self in hulle openbaar soos net U kan, Here, want dit wat ons as mense sê en doen en bybring is maar alles kortstondig. Want dit wat U doen, Here, is ewig, met 'n ewigheidswaarde. En daarom vra ons, Here, mag U ook in ons tyd die genade aan ons openbaar, net soos wat Habakuk gepleit het, terwyl ek nog lewe, Here, mag ek ook U genadige sy sien. Want dit kan ons nie anders as om te sê, ons het dit reeds beleef nie. Mag dit ons verander en verbeter, om ook te wees wat U wil hê ons moet wees, U kinders,
kinders van die lig en nie die duisternis nie. Vergewe ons sonde en ons ongeregtighede. Mag die woord ons vanoggend ook lei na Jesus toe. En mag ons dankbaar wees vir sy oorwinning en eintlik ook die koms wat die oorwinning verkondig. Ons bid, Here, dat U vir ons rustigheid in ons harte sal gee, geopende ore en harte om te hoor. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen. Ek lees dan vir ons fokusgedeelte vanuit vers 4. En dit is die A-gedeelte, soos ons dit dan ook sal saamvat. En hy sal vrede wees. En hy sal vrede wees. Nou, geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Ag, los my tog net met rus en vrede. Ek glo die meeste van ons ken daardie woorde. Miskien het ons dit dalk nie geuiter nie, maar hier binne in ons gemoedere sê ons dit gereeld wanneer daar iets of iemand is wat ons frustreer of selfs irriteer. Ag, los my tog net met rus en vrede, want daar is 'n behoefte in elkeen van ons se harte om vrede te beleef. Ons soek dit tuis by ons huise. Ons soek dit in ons huwelike. Ons soek dit by ons kinders. Ons soek dit uiteindelik ook by ons werke en werksplekke, in ons besighede. Ons soek vrede by ons finansies, daardie gevoel van, ag, mag ek maar net genoeg hê asseblief. Ons soek dit op ons plase, in ons oeste. Ons soek dit met die reën. Ons soek dit met die sonskyn en alles wat daarmee gepaard gaan. Ons soek dit by die skool. Ons soek dit in die samelewing. En ons soek dit veral ook in ons verhoudinge. Ons probeer hard om vrede te bewaar. Ons probeer hard om vrede te soek en te identifiseer in hierdie belangrike aspekte van ons lewens. Ons vat dalk 'n paar dae vakansie. Ek dink dit sal vir ons vrede gee. Ons maak nuwe planne in ons huisgesinne dat daar vrede sal wees. Ons stel selfs nuwe reëls op sodat ons huwelike ook gered kan word of dalk beter kan wees. Ons lees dalk boeke, baie boeke met goeie riglyne van hoe om vrede te vind in jou lewe. Ag, dalk gaan ons span ons maar net om vrede te smag en te beleef. Ons kom selfs kerk toe op 'n Sondag om vrede te beleef. En dit hier te ervaar tussen medegelowiges. Dalk selfs met 'n lang gesprek met die een vir wie jy lief is in die aand wanneer jy die deur agter jou toegemaak het. Maar dit hou vir 'n rukkie, dit het so 'n kortstondige eienskap in dit, hierdie soeke na vrede. Dit dan selfs ook te beleef. Vir 'n rukkie voel ons ligter, vir 'n rukkie voel dit of ons vergeet het van hierdie uitdagings in ons lewe op hierdie onvrede, maar dan kom die onrus soos 1, 2, 3 weer terug. Dan beleef ons die onvrede voor jy eers jou oë 3 keer knip. Die vrede bly kort en dit glip deur ons vingers. Wanneer ons eerlik met onsself is, wanneer ons onsself as ware in die spieël van ons eie lewe in die oë kyk, moet ons dan ook eerlik wees. Ons soek ook 'n vrede in onsself, maar ook 'n vrede met onsself. Veral so aan die einde van 'n baie lang, emosionele en moeilike jaar wat ons deurgegaan het. Weet jy wat gebeur, waarom ons altyd soekend is na vrede? Is want ons soek 'n wêreldse vrede of 'n vrede wat deur die wêreld gedefinieer word as vrede. Ons kan dit eintlik maar niks anders as 'n kunsmatige vrede noem nie. Daai bewaar tog maar net vrede of maak tog maar net vrede. Want dis hoe ons geleer word. Op skool word ons dit geleer. Soek net hierdie vrede.
Die gedeelte wat ons saam gelees het, baie interessant, vers 4, gebruik die skrywer die woord shalom. Jy het seker al die woord shalom gehoor. Dit beteken vrede. Maar dit word afgelei van die Hebreëse woord shalom af, wat iets anders beteken as net vrede. Dit beteken om heel te maak, of heel te word, of voltooi. So wanneer die skrywer die woord hier shalom, vrede gebruik, dan probeer hy vir die hoorder te sê, en die leser te sê, hierdie is 'n ander tipe vrede. Dis 'n vrede wat jou heel maak. Dis 'n vrede wat jou voltooi. Dis 'n vrede wat jou die voorreg geniet om die voorspoed van God te beleef. Nie hierdie kunsmatige, wêrelds gedefinieerde vrede nie. Hierdie is 'n messiaanse vrede waarna hierdie skrywer verwys. Die Messias, die redder, ons verlosser, Jesus Christus. Dis dan juist hier vanoggend waar ons op die regte plek is, waar ons moet wees hier in die kerk, want hier op die 4de Advent Sondag wil God vir ons iets deur sy woord vanoggend sê, daai aha oomblik vir ons gee om te sê, ek het dit nie verstaan nie, maar nou verstaan ek waarom daar soveel onvrede in my lewe is, het sy deur verhoudings na buite, maar ook met myself, hier binne in my hart, en in my siel, en in my binneste. Dis waar ons moet wees. God wil vir ons iets sê. Want wat hy vir ons hier openbaar in hierdie paar verse, is nie iets wat ons kan noem 'n tydelike pleister, of 'n kortstondige oplossing nie. Nee. Dit wat hy hier deur die profeet Micha openbaar, is 700 jaar vooruit voorspel, na iets of iemand wat op pad is in hierdie vrede wat hy van praat sal bring. Die volk Israel se soeke na vrede is ons eerste punt, want dis wat hulle gedoen het in hierdie tyd. Hulle het na vrede gesoek. Daar was wanorde gewees, dit was sleg gewees in daardie tyd. Hulle het moeilike omstandighede ervaar en beleef, hulle het vrede nodig gehad. Dit was donker tye gewees, 'n groot wrede ryk, 'n barbaarse ryk genaamd die Assiriërs, het dag na dag, tree vir tree, nader en nader en nader aan die volk van die Here gekom. En wat hierdie volk gedoen het, is dat maak nie saak waar hulle self bevind het nie, maar as daar 'n stad was, het hulle die stad verwoes en vernietig, en daardie mense laat wegvoer in barbaarse, wrede Assiriese ballingskap. Dis wat hulle gedoen het, en hierdie volk van die Here staan hierdie in die oë. Moeilike uitdagings. Maar om dit verder te vat, binne in Israel self, in die volk, was daar ook nie vrede gewees nie. Die land was verdeel gewees. Hulle kon nie saam staan nie. Baie mense het hulle rug op die Here gedraai. Hulle het van God vergeet. Hulle wou niks met God te doen gehad het nie. Hulle het nie na hom geluister nie. Hulle het self besig gehou met die wêreldse dinge, en veral die dinge van die heidene en die praktyke van die heidene. Hulle het afgode begin dien. Die rykes en die armes vertrap. Die leiers, ja, daardie leiers waarna mense opkyk, wat jy voel jou vrede moet bring, stel die volk teleur, hulle steel en hulle lieg. En Israel probeer wat hulle kan, hulle probeer oral om vrede te kry, hulle soek en hulle soek, hulle reik uit na ander lande en ander volke toe, om hulle te kom help. Hulle het selfs baie hoë en sterk mure begin bou met alles wat hulle het. Hulle het begin voorbereidings tref vir 'n baie sterk weermag, om weerstand te kan bied, en ware vrede te kan bewaar. Dis wat hulle beleef het. Maar hulle het lekker gedink dat as ons sterk genoeg is, as ons voorbereid genoeg is, dan sal daar rus en vrede kom. Maar dit het niks gehelp nie, en Micha sê dit met groot hartseer en baie duidelik en reguit op die volk af in vers 1. Die vyand
slaan die leier van Israel op sy wang. Die vyand slaan die leiers van die volk van God op sy wang. Wat beteken dit? Dit beteken dat hierdie volk van die Here hopeloos, magteloos is. Dit beteken dat hierdie volk van die Here totaal en al verneder is. Dit lyk asof daar vir hulle geen lig aan die einde van die tonnel is of ooit sal wees. Hulle soeke was net soos ons in gewees. Hulle het buite God probeer vrede vind. Hulle het buite God probeer vrede forceer of vrede kry in iets of iemand anders. En dit het nie gehou nie, maar God het sy volk nie alleen gelaat nie. Juist toe alles op sy donkerste was, gee hy 'n sagte, pragtige belofte. Die voorspelling van vrede. Micha sê, daar kom een wat ware vrede bring. Hy sê, luister wat sê vers 2 vir ons, wat ons saam gelees het. Daarom sal hy hulle prys gee tot op die tyd dat 'n barende gebaar het. Dan sal die oorblyfsel, die gelowe, die kinders van God, van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer. Daar sal vir hulle vrede wees. Israel het 'n groot held verwaag. Hulle het hierdie groot, sterk politieke leier verwaag. Hulle het hierdie koning verwaag hier uit die hoofstad uit met magtige soldate en meer as genoeg wapens. Dat al die vyande met geweld sou wegjaag. Dis wat hulle gesoek het. Dis wat hulle gedink het vir hulle sal vrede gee. Raak ontslaaf van die vyand, dan sal daar vir ons vrede wees. Hulle verstaan nie wat die profeet vir hulle sê nie. Hulle verstaan nie wat die hele Ou Testament vir hulle openbaar nie. Want God sê vir hulle iets heeltemal anders. Hy sê, my heerser kom uit Bethlehem, die kleinste, eenvoudigste dorpie. Die heerser kom nie met 'n swaard in die hand of met kruitstrete nie. Hy kom as 'n herder, gewone herder, nie as 'n gewone mens nie. Hy kom uit die ewigheid uit. Dit wat God in Genesis 3 voorspel het, dis wat besig is om hier te gebeur. Ons is nader aan sy koms. Hy is God self wat na ons toe gekom het. Vers 4 sê dit, en hy sal vrede wees. En hierdie vrede is nie soos Israel gedink het, gehoop het, beplan het of self voorgebid het nie. Dis nie net 'n paar jaar sonder oorlog of slegte tye of droogte nie. Dis nie oorwinning deur eie krag of vermoëns of 'n leier nie. Dit is die vrede van 'n herder wat elke skaap ken, wat elke skaap versorg en voorsien en toerus, ja, wat elke liewe skaap beskerm. Dis 'n ander tipe vrede, 'n vrede wat jou laat veilig voel, selfs in die woeste lewensstorms wat ons kan tref. Het sy dit fisies, het sy dit emosioneel, of selfs geestelik is. Hierdie vrede wat Micha verkondig is een wat direk uit die Vader hart uitkom. En ons weet vandag wat 'n voorreg hierdie belofte het waar geword in ons Here Jesus Christus. Hy is in daardie kleine Bethlehem gebore, hy is in 'n stal gebore, nie in hierdie paleis met hierdie linies van soldate en weermagte nie. Hy het nie gekom met hierdie wrede fors om met mag oorlog te voer en te oorwin nie. O nee. Hy kom as 'n vredevors. Hy kom om aan 'n kruis te hang en te sterf vir ons sondes. En hy het opgestaan uit die dood uit om vir ons die lewe, die ewige lewe en ewige vrede te gee. En dan kom ons nou vanoggend by ons. Jou soeke na vrede. En ek is seker daarvan, ons kan 'n hele lys opstel van dinge waarin ons vrede soek, of waarmee ons vrede soek.
Nou kom dit persoonlik na jou toe die woord vanoggend. Want jy soek ook vrede. Soek vrede in jou huis, vrede in jou verhouding, vrede in jou hart, vrede by die mense naaste aan jou, vrede in daaglikse dinge. Jy probeer hard, jy praat hard, jy bid, jy hou vol. Maar kom ons wees eerlik met mekaar, die vrede bly so gereeld weg. As meer onrustigheid wat in ons heers, onsekerheid, 'n twyfel, klein geloof en selfs 'n bangheid wat in ons heers. Dit raak weg. En daarom dan hierdie belangrike vraag vanoggend wat in ons harte moet weer klink deur die hele Christusfeesdag. Dis 'n vraag wat ons moet beantwoord. Is Jesus Christus vir jou genoeg? Dis die vraag. Is hy werklik vir jou genoeg? Is hy genoeg as die huis vol spanning is? Is hy vir jou genoeg as daar druk op jou huwelik is? Is hy vir jou genoeg as jy alleen voel, bedrukt voel, swaar voel? Is hy vir jou genoeg as die werk jou platdruk, as die spanning, bekommernisse en vrees jou oorlaai? Is hy vir jou genoeg as jy begin bang raak, twyfel of vrees oor die dag van môre of selfs ons toekoms? Is Jesus vir jou genoeg? Dis wat ons onsself moet afvra vanoggend. Of soek jy ook soos die volk Israel jou vrede nog elders anders, by mense, in dinge, in sake, by afleidings, by jou planne of by jouself? As Jesus nie vir jou genoeg is nie, wat beteken jy moet hom ken ook en al jou weë, dat hy jou baie kan gelyk maak? Ons ken dit baie goed. So as jy Jesus nie ken nie en hy nie vir jou genoeg is nie, sal jy nooit hierdie vrede beleef wat ons so noodsaaklik nodig het. Daardie vrede waarsonder ons nie kan nie, want dis hierdie vrede wat ons staande hou wanneer die stormse winde oor ons lewens waai en ons lewensbootjie heen en weer geslinger word deur die golwe van die lewe. Dis hierdie vrede wat maak dat ons 'n lewende en aktiewe hoop het ten spyte van 'n hopelose tyd waarin ons leef. Want Jesus Christus is vrede, jou vrede, ons enigste vrede, die volmaakte vrede. Paulus sê dit so mooi in Efesiërs 2 vers 14, want hy ken dit, hy verstaan dit, hy wil dit met ons deel, en hy is ons vrede. Hy is nie net iemand wat vrede bring nie, hy is self die vrede. Aan die kruis het hy die grootste skeiding wat er nog ooit was, die skeiding tussen God en jy, op hom geneem, sodat daar weer verhouding kan wees met die lewende God, dat jy die voorreg kan geniet om vandag te mag sê, ons Vader wat in die hemele is, my God, my Vader, my Here. Want Jesus is die vredevors en hy het jou sonde gedra soos jy tuis kan kom, sodat jy tuis kan kom by die Vader. Jesus sê self in Johannes 14 vers 27, pragtige gedeelte, my vrede gee ek vir julle, laat julle hart nie ontstel of bedroef word nie. Dis waar hy nou vir hulle sê, hy is besig om voor te berei om weg te gaan. En hy sê, as julle die vrede beleef wat nog altyd hier by julle was, en dis ek sal julle nie eens hartseer wees. Want ek is mos vir julle genoeg. Hierdie vrede waarvan ons praat, hang nie af van omstandighede. Dit hang nie af of dit met jou goed gaan en of dit met jou baie sleg gaan. Dit maak nie saak of jy hartseer of selfs baie gelukkig is. Dit maak nie saak of jy te nagekom word of alles ontvang wat jy voorbid nie. Hierdie vrede hang nie van omstandighede af. Dis iets wat ons in Christus Jesus vind. Dis daar die vrede wat jy beleef wanneer jy 1 uur, 2 uur, 3 uur die oggende wakker lê. Nie wakker lê omdat jy bekommerd is nie, maar jy lê net wakker, daar's 'n absolute rustigheid wat oor jou is. Dis daardie vrede waarvan ons praat. Is Jesus vir jou genoeg? Is hy werklik vir jou genoeg? Want hy is nie ver nie, hy is hier by ons, deur sy Heilige Gees, deur sy woord by ons.
Hy is hier as jy stil word en sê, Here, ek is moeg om self te probeer, ek kan nie meer nie. Wie is U my vrede? As Jesus jou vrede is, as hy jou vrede is, dan wil ek vir julle sê, kan jy sag wees teenoor alle mense. Selfs as hulle jou seer maak, jy kan rus kry in jou hart. Selfs al is jou huis nie perfek nie, vrouens moet mooi luister, jy kan rus kry in jou hart. Selfs al het daar 'n paar dingetjies rond. Jy kan hoop kry, selfs wanneer jy die nuus luister en sê dat daar nie reën of sonskyn op pad is nie. Want Jesus is vir jou genoeg. En dit bring ons dan by die doop vanoggend. Kyk net vanoggend hier na die doopvond hier voor ons, hierdie eenvoudige doopvond met gewone water. Dis nie sommer gewone of enige water nie, nee. Dit wat hier voor ons gaan afspeel is God se belofte aan jou. God se belofte vanoggend aan Ludwig Jacobus Grobber. In die doop sê die Here so mooi, ek is jou vrede. Ek is jou vrede. Ek is die sentrum van jou bestaan, die as waarom jou lewe draai. Ek gee my gees aan jou, sodat jy elke liewe dag rus in jou lewe kan beleef. Rus en vrede is haalbaar in Christus. Dis wat die doop vir ons leer. Die doop is God se ja vir jou. Is nie jou ja vir God nie. God se ja vir jou. Jy behoort nou aan my, jy is my kind. Jy sal altyd veilig wees. Selfs al is jy swak, selfs al val jy, selfs al doen jy sonde, selfs al draai jy rug op my, hierdie belofte van vanoggend sal bly staan. Dis die waarheid. En die Here Jesus Christus het self die skaduwee van die dood ingegaan, sodat hy die lig van die opstanding kan beleef, en daarmee saam ons doop in hom verenig, saam met hom. Daarom is daar nou vrede, ewige vrede. Dat is nie net vir Ludwig vanoggend nie. Dis vir elkeen van ons wat ook gedoop is, hoor vandag hierdie belofte. Die Here sê, jy mag sê, Here, U is my vrede. Wel, dit van ons verstande bowe ons, klein, nietige, swak mense, met 'n baie, baie swak getuienis. Ons mag vanoggend sê, Here, U is my vrede. Wonderlik is dit nie, wat 'n groot voorreg is dit nie. Philippians Sunel weet dit. Julle gee nie vanoggend Ludwig in mense se hande oor nie. Julle gee dit ook nie in mense hande nie. Julle gee hom in die arms van die groot vredemaker, die vredevors wat beloof het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. En ek sluit af, geliefde gemeente, Israel het na vrede gesoek en dit nie gevind nie. Toe hy dit nie vind nie, dan gaan soek hulle dit op baie plekke. En die waarborg, hulle dit ook nie daar gekry nie. Totdat God sy seun gestuur het, sagter en dieper, as wat hulle ooit kon droom. Vandag soek ons, ja, ons soek vrede. Ja, ons soek vrede. Rus en vrede, soos die preek begin het. In ons huise, in ons huwelike, in ons lewens, in ons harte, in ons binneste, ensovoort, ons kan aangaan. Die antwoord is presies dieselfde as wat dit nog altyd was. Jesus Christus. Dit is die antwoord. Die vraag jou kant toe is hy vir jou genoeg? Ken jy hom goed genoeg dat hy jou vrede kan wees? Want hy is hier. En in die doop sê hy vir jou, ek is joune, jy is myne. Mag hierdie Christusfees jou hart vol met sagte, blywende rus en vrede. Amen.